TikTok en op Facebook. En kom ons kyk 'n bietjie daar, dat ons net die Facebook lekker aan die gang kry. En daar gaan hy. Ja, ek is baie opgewonde. Ons het 'n baie goeie live vanmiddag gehad. En dit is die rede hoekom ons nou weer live. Want daardie live het ons baie gepraat oor jou storie. En ons vat nou hierdie ding verder. Hallo Johan en Nicolien. Kyk, hulle is committed hoor. Hierso op Naboomspruit. Wally is ook hierso. En kom ons sê 'n bietjie hallo vir die Facebook mense. Ja, so ons wil 'n bietjie praat oor metabooliese gesondheid en wat jy kan doen om jou gesondheid te verbeter. Die eerste ding wat jy moet doen is natuurlik om 'n volhoubare plan te hê. En dit is wat die carnivore dieet baie lekker maak. Ek het nou met Gustaf gepraat. Hy is een van ons coaching vriende. En Gustaf is al, ek weet nie, 500 dae op die carnivore, baie naby aan dit. En 60 kg af en daai ou is net 'n uister. En ek sê toe vir hom, ek is so dankbaar oor die carnivore dieet, hoe dit mens se positiewe of hoe dit mens metabolies positief beïnvloed. Daar's soveel mense wat basies met hulle rug teen die muur gestaan het. En dan kom hulle uit by die carnivore en die keto coaching. En dan verander hulle situasie vir die positief. Hulle verloor baie gewig en hulle kry hulle gesondheid terug. Baie keer is dit 'n situasie dat hulle sit miskien met hoë bloeddruk. Hulle sit miskien met cholesterolprobleme. Hulle sit miskien met angstigheid en depressie. En ek het al baie sulke coaching sessies gehad met mense wat op antidepressante is, angstigheidsmedikasie is. En wat dit vir my so lekker maak is, as hierdie ouens 'n pad stap saam met hulle dokter, want jy moet met jou dokter praat. Jy kan nie medikasies los nie, jy moet absoluut met jou dokter praat. Maar, in samewerking met jou dokter, as jy die carnivore dieet reg doen en ons help jou, dan kom baie van hierdie mense eventueel van hulle angstigheids- en depressie-medikasies af. En dit is waaroor dit gaan. Nog vir Albertus groet. Hallo Albertus. Dankie dat jy hier so is, man. Groot waardering. En en Maureen is ook hier so. Hallo Maureen. As jy die like knoppie en die share knoppie kan druk, dat ons gou daar by 50 mense op die live kom. Ek wil dit nou reg kry vanaand. Kyk of ons nie voor 10 dit kan reg kry nie. JC is ook hier so. Daar sê, hallo JC, lekker om jou hier te sien man. Daar sê, Tracy is hier so, Anna, baie dankie dat jy hier so is, Michelle, baie dankie vir die likes man. Ja, ek is so bly, jy druk die like knoppie, tap die like knoppie, laat hy hardloop. En Esser is hier so, Jonica, Karen is hier so, Renee, baie dankie dat jy hier is, Martina, groot waardering, ne? Ja, Nicolien en Johan is 8 kg af, ne? Ek het vandag 'n video vir Avi gemaak. Avi is 15 kg af. Avi, jy is 'n uister my maat. Ek is so beïndruk met wat jy reg kry. Hallo Karen, dag sê. Ja, dit is so lekker om al die coaching vriende hier by mekaar te kry die tyd van die aand. Ek moet vir julle sê, julle is committed hoor. Kyk, julle is committed. Ek het vergeet om hierdie goed aan te sit. Ek moet dit doen. Hou gou so 'n sekonde vas. Ek moet hierdie goed aansit. Yes, draai. Hierdie goed is fantasties goed hoor. Kom ek vertel julle gou. Terwyl ek nou tyd het, sit ek dit gou aan. Hierdie gewigte werk soos 'n champ. Hallo Wikus. En Felida. Dag sê, hallo Lisa. Ja. En hoekom ek so opgewonde is die tyd van die aand, nee, is omdat ek die resultate sien van die coaching vriende, mense soos Johan en Nicolien wat in hierdie bootcamp is. Karen is ook hier so. En
Ja, Frans, hallo Frans. Ja, so ek gaan net gou hierdie gewiggies aansit, want ons wil so 'n bietjie wobei, ek hoef nou nie Facebook gooi my af en dan gooi Facebook my werklik af. Ek weet, ek sit sommer hierdie goed, kom ons en daar is ons weer live. Daar is ons weer terug. Marie is hier so. Hallo Marie, Nancy. Lekker om jou hier so te sien. Ek sit gou hierdie gewigte aan julle, dat ek lekker kan oefen. Ek wil net hierdie Facebook uitsorteer. Goed, kom ons gaan nou maar net aan. Alright. Nou sê, ek gaan nou hierdie storie weer aan die gang kry. Alright. Maar kom ons kom by die basics uit en dit is waaroor ek nou eintlik wil praat, is oor iemand het 'n video gemaak wat my nou baie geïnteresseer het. Toe sê die persoon, wat as jou lewe afhang van dit en dit en dit? En toe kry ek hierdie brainwave, nee, om hierdie live te doen, en presies die video te maak. Ek wil eintlik nog 'n video gemaak het, ek sal dit seker nou nog gaan doen, om te sê dat wat is jou toekoms? Dis wat die video gesê het. Die video het gesê, wat is jou toekoms afhang van, en toe noem hy 'n sekere ding op. En toe tog ek by myself, maar wat is jou toekoms afhang van dit wat jy eet? Nee. Wat is jou toekoms afhang van dit wat jy eet? Is dit nie so amazing nie? Dit is mos die waarheid. Jou toekoms hang letterlik af van dit wat jy eet. Is dit nie tog sinvol nie? Nou hierso is die probleem. Die antwoord lê nie in 'n klomp medisyne nie. Die antwoord lê nie in inspuitingkies wat jou maar maak of daai tipe goed nie. Hoekom nie? Want dit is nie volhoubaar nie. Hierso is die ding met inspuitingkies. Die meeste mense wat inspuitings kry na 2 jaar, nee, kry daai selfe gewig weer terug. Hierso is die probleem. 40% van die gewig wat hulle verloor het, is maarmassa. Met ander woorde, dis spiere. So, na 2 jaar, die meeste van die mense val van die inspuitingkies af en dan tel hulle dieselfde gewig weer op en meer partykeer. Maar dan daai selfde gewig wat hulle opgetel het, is alles vetgewig wat hulle optel. En dis die probleem. So is nie volhoubaar nie. Ek coach sulke mense. So, don't go that route. Dan, op die einde van die dag, is daar ook baie ander probleme met inspuitingkies. Inspuitingkies byvoorbeeld, gee vir jou 'n verstadigde gastriese leegmaak. Dis 'n probleem. Want, wat gebeur is, jy werk op hierdie faktore wat basies jou gutlediging verstadig. En wat jy dan nou sien is, hierdie verstadiging van jou gutlediging kan tot 24 uur vat om leeg te word. So jy sit met 'n darm wat vol kos bly vir 24 uur. Dink aan die toksisiteit wat daar gebeur. Jy wil nie daai roete gaan nie. Wat jy wil hê, is jy wil 'n leë darm hê 6 tot 8 ure. En dis wat die carnivore dieet vir jou gee. So, die carnivore dieet se kos is baie bioabsorbeerbaar en is baie nutriëntdens. So, die vette byvoorbeeld is so voedsaam, dit bevorder natuurlik ketose, maar andersins is dit nie nodig om baie verwerk te word nie. Dit is nie verbind met snaakse chemikalieë nie, en die vette wat jy eet op die carnivore dieet is so absorbeerbaar en baie goed vir jou, en jou liggaam verstaan vette. Dit word nie eintlik vreeslik verwerk nie, dit word net gebruik in jou liggaam vir 'n hele klomp goed. Byvoorbeeld vir jou hormone. 'n Groot gedeelte van jou hormone word gemaak van cholesterol. 'n Ander gedeelte van jou hormone word gemaak van proteïene. En dis die 2 hoofbestanddele van die carnivore dieet. So as jy bekommerd is oor hormonale probleme, nee, doen die carnivore dieet. Hoekom? Want die tipe proteïene wat jy eet op die carnivore dieet is biobeskikbaar en is nutriëntdens. Met ander woorde, dis nie verbind met komplekse
dinge soos byvoorbeeld oksalate en lektines en polyphenols en al daai tipe goed nie. So die proteïene wat ons op die karnivoor dieet het, word baie maklik benut en word ook baie maklik omgesit in aminosure. Daar is nie toksines betrokke nie. Die tipe kos wat ons eet op die karnivoor dieet is baie maklik absorbeerbaar. Ek moet net gou vir Jan groet. Hallo Jan, lekker om jou hier te sien. Cathy is ook hier so. Hallo Cathy. En Gina en Ilani. Ag, as julle die like knoppie kan druk daar op TikTok asseblief en op Facebook. Dankie aan die Facebook vriende. Wil gou kyk wie is hier so. Petru is ook hier so. Hallo Petru. Ja, daar is hy. So, goed. Fransie is ook hier so. Hallo Fransie. Ja, so die bottom line is, nee, as jy sukkel met energievlakke, nee, doen die karnivoor dieet en doen dit reg. Want jy gaan gou-gou uitvind, jy het baie energie. Jou energievlakke tel op. Dis 'n baie algemene ding wat ek merk op die karnivoor dieet wanneer ek die coaching doen, is dat coachingvriende se energievlakke tel op. Gewoonlik het hulle baie moeg opgestaan in die oggend, maar nou nie meer nie. Nou staan hulle vars op in die oggend. En as hulle gaan slaap hulle nie noodwendig baie langer nie, maar hulle het 'n baie goeie kwaliteit slaap. Daar is hy, Max Me, daar is hy, hallo. Diederik is ook hier so. Elna is ook hier so, hallo Elna, hallo John. Right, as julle bietjie die like knoppie kan druk asseblief daar op die TikTok. Laat ons daai screen tap, laat ons bietjie hierdie live aan laat loop. Ek wil nog graag hier so by 'n 50 uitkry vanaand. Ek sien ons is al op 16 en daar op Facebook is ons op 4. Kom ek wil net gou iemand groet ook. Hierso, Kobus is hierso. Hallo Kobus. Daar is hy. En hier is nog iemand. Mike is hierso. Hallo Mike. Yes man. Die coaching vriende. Daar is hy. Alright, so. Albert. Hallo Albert. Daar is hy. Ja, so, as jy jou energievlakke wil laat optel, doen die karnivoor dieet, maar doen dit reg, baie belangrik, eet vetterig genoeg, want vet, nee, is hierdie fantastiese voedingsbron, dit vat 72 uur om geabsorbeer te word volledig in jou liggaam, 2 tot 4 ure, 'n derde van vet word so tussen 2 tot 4 ure geabsorbeer, maar die meeste vet vat tot 72 uur, so jy kan 'n lang tyd gaan met karnivoor. En al die nutriënte wat jy nodig het, is binne in die karnivoor dieet. Maar hierso is die ding. Doen karnivoor reg. Hallo Albert. Lekker om jou hier te sien man. Coaching vriend. Dag sê. En ja man, lekker om jou hier te sien. Ja, so. Ja, Albert is 'n eyster, my maat. Man, dit is vir my so groot voorreg om die nuwe coaching vriende te ontmoet en 'n lekker pad met hulle te stap. En dit is net, baie dankie Albert vir die vertroue. En ja, Albert het my al lang dopgehou. En uiteindelik toe besluit hy, nee maar, hy wil die coaching doen. En dit is so lekker, nou gaan ek en Albert sommer baie praat. En ag, is vir my 'n groot voorreg. Dit is net vir my 'n groot voorreg. Cornelius is hier so. Mika, hallo Mika. Ja, so, op die einde van die dag, gaan dit daaroor dat jy gaan jou doelwitte bereik. Maak nie saak wat jou doelwitte is nie. Hoekom? Want die mindset bootcamps is daar. Môre gaan Albert coaching vriende ontmoet. Mindset 33. Fantasties. Hy gaan mense soos Gustav ontmoet. Ek het nou net met Gustav gepraat. 60 kg af, né? Dis die tipe mens met wie jy wil assosieer. Ja, dit is ag, is vir my so groot voorreg. Jy weet, as ek vat hoeveel beltgaatjies al af is van al die coaching vriende, jy weet dan, jy weet mos, ek maak mos maar altyd die video's vir die ouens, en dan partykeer neem ek 'n foto, of hulle neem 'n foto van hulle belt, en dan stuur hulle dit vir my, en dan paste ek dit op 'n video, en dan praat ek nou oor hierdie klomp beltgaatjies wat nou verloor is. Sê ek nou dag vir die coaching vriende, yes, ek dink ek moet 'n bietjie vir julle vra, om julle belde vir my te stuur, wat soveel gaatjies verloor het. Ek
sal nooit vergeet nie, daar is een van ons coaching vriende, ou coaching vriend, en hy wou altyd sy wapen appendix gedraai, maar hy kon nie, want sy maag was te groot. En toe begin ons coaching doen, en ek sê toe vir hom, okay, vat 'n holster, en sit hom teen jou klipbord vas, daar in sy kantoor. En dit is jou target. En dit was so gewees, en daai coaching vriend het eventueel kon hy sy wapen appendix dra, daai maag van hom was weg, en dis waaroor dit gaan, dis daai goeders wat ons wil celebrate, en dis vir my so groot voorreg, om hierdie video's te maak, van die celebrations, van wat die ouens bereik met die carnivore dieet, en jy kan ook, bly gefocust, kry vir jou ondersteuningsgroep, en jy is so welkom om by ons in te skakel op die Carnivore en Keto Coaching. Coach al vir 5 jaar lang, 6 jaar op die carnivore dieet, en ons het al 69 bootcamps wat op die bord hier agter my is. So tussen hakies, ons doen die Methylene Blue Bootcamp, eerste week in Januarie. Ek sien so uit na die Methylene Blue Bootcamp. Dit gaan baie interessant wees. Dit is ook 'n baie kontroversiële bootcamp. Reinhard is ook hier so. Hallo Reinhard. Daar sê Aries Bykin, my mater. Hoorie Aries, nee, Arno, gooi bietjie daai stats van jou daarso in die kommentaarseksie asseblief. Yes, Arno het 'n klomp gewig verloor hoor. Gooi bietjie daar so laat ons bietjie hoor. As julle ook wil, skryf bietjie in die kommentaarseksie daardie stats van julle daar so, hoeveel kilogramme en hoeveel centimeters en dit. Daar sê, kom gooi Arno nou. Jaar en 6 maande, 52 kilos, my mater, well done, 6XL, na 2XL toe. Yesterday, Arno, jy's 'n eyster my maat. Kyk, jy maak hierdie live nou, hoor. Jy maak hierdie live nou. Hy's van 'n 52 broek na 'n 40 size broek toe. My maat, well done. Dis nou Aries Bykin, Arno. Ja, daar's goeie Johan, well done. Daar sê. En Arno sê, van 'n 13 na 12 skoen toe. En dit is regtig so, nee, wat gebeur is, die ouens se skoen sizes, hulle voete is nie meer so vet nie. Dis regtig so. En dit is so. Daar sê, Etienne, dag sê. Etienne groet vir jou Arno. Daar sê. En 173 na 121 toe. Hey man, 51 kilogram, well done, 52 kilogram. My maat, dit is net brilliant man, brilliant. As hy, Johan, 8 kilogram, ne? Well done, my mater. Ja, sure. En ek is so trots op Johan en Nicolien, hulle is albei 8 kilogram af, en het gaan met hulle baie goed hier so op Naboomspruit. En ja, hulle doen die carnivore, en dit is waaroor dit gaan. Ja, man, ek is nou sommer bly, Arno het hier so omgeloop, 52 kilogram, man, dit is sommer baie mooi. Fantasties. Right, maar kom ons kom terug by die essensie van die saak. Die essensie van die saak is, doen carnivore, doen het reg, bly gefocust, wees beweeglik, en ja, jy is miskien nie nou beweeglik nie. Ek net vir Koos welkom sê, hallo Koos, hallo Dylan, Frikkie, dag sê, julle bietjie daai like knoppie kan druk, asseblief, druk bietjie die share knoppie julle, as julle sal, toe gou 'n slukkie koffie vat. Ja. Alright. Baie belangrik om beweeglik te wees. En ja, is ook baie belangrik om goed te doen wat vir jou lekker is, nee. Doen oefeninge wat vir jou lekker is, nee. As jy hou van gym, nee. As jy hou van stap, as jy hou van fietsry, doen dit. Maar doen iets wat jou kan beweeglik maak. En miskien is jy nou nog nie so beweeglik nie. Moenie te veel daaroor stres nie. Jy gaan beweeglik raak. Dit gaan vir jou beter raak. En jy gaan daai lus om te oefen kry. Karen is hier so. Hallo Karen. Karen is 11 kilogram af. Well done.
Karen is daar so op Facebook. Coaching vriendin van ons, artritis baie beter en beweeglikheid 11 kg af en ek is so trots op haar. Nou, so frikkie, sien so, daar sy. En op die einde van die dag, nee, terug na daai gesprek toe wat ek nou gehad het. Wat daarvan as jou toekoms afhang van wat jy eet? Ek sê weer, wat daarvan as jou toekoms afhang van wat jy eet? En ek praat van wat 'n tipe kos jy eet, nee. En dit is nie waar nie, nee. As jy gaan junk eet, as jy junk kos gaan eet, as jy gaan suiker eet, as jy gaan, jy weet, baie koeldranke drink en alkohol gebruik en baie koolhidrate eet. Ek wil net vir Albert op hierso. Hallo Albert, lekker om jou hier te hê my maat. Ja, so as jy junk kos gaan eet en dit, wat gaan jou toekoms wees? Wat gaan jou metabooliese gesondheid maak? Wat gaan jou bloeddruk maak? Wat gaan jou bloedglikose maak? Jy gaan mos insulien weerstandig wees. Alright? So wat wil jy doen? Jy wil daai stysel uitsny, jy wil daai suiker uitsny, dis wat jy wil doen. Jy wil regte kos eet. Wat is regte kos? The proper human diet. Nee? Proper human diet is 'n lae koolhidraat dieet. Dit kan groente insluit, jy kan keto word na kyk, jy kan selfs na keto kyk, jy kan na Banting ook kyk. Maar daai twee is baie moeilik. Maar die keto word dieet is baie nice. En as groente jou ding is, en jy wil daar 'n bietjie groente doen, WhatsApp my, dan praat ons. Want ek coach op die keto word ook. So ons het resepte, ek kry 200 plus resepte, ons het tussen 200 en 300 resepte. So op die playlist, elke aand stuur ek 3 uit. Jy kry ook die hele pakket van resepte as jy coaching met my begin doen. Ja, so, nou kom ons kyk bietjie hier, soos in nuwe boodskapies. Daar is hy, Stefan. Dankie vir die share, hoor. Man, dit is nou great. Niemand is hier so. Etienne is hier so. Vleis is baas, sê Etienne. Ja, dit is 'n feit. Ja, man Arne, 52 kg, my maat, jy's 'n voorbeeld, hoor. Ja, Arne sê, carnivore is 'n leefstyl, dit is 'n feit, hoor, dit is 'n leefstyl. Dis nie die eet nie, man, dit is 'n leefstyl. Nee, verseker. Ja, om terug te kom na die hele ding toe, ek sê, nou vir Gustav, ek sê so belangrik, nee, dat mens jouself moet terugrekruut in die carnivore in, dat jy jou fokus behou, en dis waar die mindset bootcamps baie lekker is, want dis waar jy die coaching vriende kan ontmoet, wat groot prestasies het, ouens soos Willie, 35 kg af, ouens soos Andrei Griesels, wat 43 kg af is, af van 8 bloeddruk medikasies af is. Dis die tipe ouens met wie jy wil assosieer. Ja, en miskien het jy nou nie so baie om te verloor nie. Ek het net 12 kg gehad om te verloor. En ek het dit binne 2 maande verloor. En my hoë bloeddruk is weg. My pyn op my milt is weg. En ook die vetterige lewer was weg gewees. Yes. Hoofpyn nou weg. Al daai is heel weg gewees. En dis nou al 6 jaar later, nee. En ek is nog steeds aan die gang. Ek voel goed en ek is dankbaar daaroor. En ja, en nou het ons al hierdie coaching vriende en vriende op TikTok wat die pad saam met ons stap. En ek wil net vir julle baie dankie sê vir elke video wat julle like en share en kommentaar oplewer, want dit help die algoritme geweldig baie. En weet jy wat, nee, ek sê altyd vir mense, onthou, dit gaan nie eens oor jou nie. Dit gaan oor iemand anders wat jy dalk help. As jy vir iemand net sê, hoor hierso, gaan kyk daai video, dan help jy hom op 'n manier. En dit is, baie keer kan jy so iemand se lewe red. Alright, so hoop nie, ek het 'n verkeerde knoppie daar gedruk. Nee, ekskuus as ek het, hoor. Goed. Kom ons kyk gaan.
Alright. So die beginsel is eenvoudig. Hou dit eenvoudig, wees gedisciplineerd, doen die regte goed, eet vetterig genoeg, eet die regte speserye, moenie verkeerde goed eet nie, moenie verkeerde goed drink nie, dit gaan jou absoluut net terughou, en wees beweeglik, dink dis die bottom line, dis die belangrike ding, wat jy vir jouself moet sê, absoluut, dis die belangrike ding, ek wil net kyk, dat ek nou die regte knoppie kan druk. Alright. Okay. Maar sê. Goed. Alright, julle. Dit is nou kwart voor 10 al, nee, julle is committed, nee, ek moet dan vir julle daarom dit sê. Okay, so, ons praat gou 'n bietjie oor ietsie belangriks. Ons praat gou 'n bietjie oor testosteroon, nee, testosteroon, absoluut 'n belangrike ding. As jy sukkel met dryfkrag en jy het kort testosteroon, weet jy wat? Die belangrikste ding wat jy kan doen is kry inflammasie uit jou liggaam uit. Want inflammasie gaan vir jou geweldige lae testosteroon laat kry. Gou 'n slukkie water vat. En ek wonder of ek dit gaan reg kry terwyl ek loop. Ek dink ek moet eerder stop. Nee, net nou gly ek. So. En dan gaan ons weer. So, as jy goeie testosteroon vlakke wil hê, dan kry jou inflammasie af. Baie belangrik. Inflammasie is een van die dinge wat testosteroon absoluut afbreek. En dan natuurlik daarmee saam, testosteroon word kwai geaffekteer deur insulienweerstandigheid. En dit is 'n groot probleem vir dryfkrag en verder ook vir spierontwikkeling. As jy nie goeie testosteroon het nie, kan jy depressief raak. En ek praat van dames ook. Dames het absoluut testosteroon nodig. En hulle genereer natuurlik hulle testosteroon van estrogen af. So, as jy nie genoeg estrogen het, dan kan jy ook daar 'n probleem hê. Baie dankie, Misha, vir die volg. Ek wil nou net gou kyk of ek jou kan terugvolg. Ek volg terug. Baie dankie. Kyk uit jou accounts private, hoor. Daar sê, Max Me. Oor steroïdes. Daar sê. So, Max Me, dis 'n plesier, Misha. Max Me vra, wat is oom se opinie oor steroïdes? Nou goed, so die eerste plek, wanneer jy praat oor steroïdes, moet jy weet, dit is iets wat die liggaam self ook maak. Ons liggame produseer steroïde tipe hormone. En al wat die wetenskap gedoen het, is hulle het steroïde gehijack. En dit is die probleem wat ek daarmee het, is jy interfereer met 'n baie delikate stelsel. En kry jy resultate? Absoluut. Jy kry absolute resultate. Jy weet, as jy gaan kyk na die groeifaktor, absoluut wonderlike groeifaktor wat jy kry. Maar, hoe volhoubaar is dit? En dit is die punt wat ek wil maak. En dit is 'n baie delikate lyn, want baie van hierdie hormone, as jy dit te ver dryf, kry jy baie slegte neeweffekte. En dit is die probleem wat ons het met die steroïdes. So, dis 'n baie delikate stelsel in die hormone, want wat gebeur in die liggaam is, hormone reguleer mekaar. So as jy beter met hierdie stelsel, nee, kom ons vat 'n voorbeeld, iets wat nou nie steroïdes is nie, maar iets soos die GLP-1 agoniste. Dit is hierdie inspuitingkies wat die ouens neem om nou maar te word. Daai inspuitings, nee, daai GLP-1 agoniste, jou liggaam maak dit. Jou liggaam maak die GLP-1 agoniste. Maar wat het die wetenskap toe gedoen? Hulle het gesien, nee goed, die diabetes, as hulle met hierdie goed ingespuit word, dan word hulle nie honger nie. En as hulle meer met hierdie goed ingespuit word,
dan raak hulle gastriese uitlaat stadiger, nee. En dan bly die kos langer in die maag, en dan verloor hulle gewig, want hulle word nie honger nie. Maar soos ek nou gesê het, vroeër in hierdie live, dit is nie 'n slim plan om daai GLP-1 agoniste te gebruik nie. Hoekom? Want jy verstadig jou gastriese uitlaat. Jy sit met kos in jou maag vir 24 uur. Dis nie 'n slim plan nie. Dis glad nie 'n slim plan nie. So die kos vrot eintlik in jou maag. Dit is regtig wat gebeur. So, jy wil nie dit hê nie. Jy wil 'n ordentlike gastriese uitlaat hê. Alright, maar terug na die punt van die steroïdes. So, steroïdes, veral vir gymdoeleindes, ek dink nie is 'n goeie plan nie. Maar ek weet die mense doen sulke goede. Gerard is ook hierso. Alright. Ja, en so gaan dit. Maar op die einde van die dag gaan dit daaroor, elke ou moet 'n ingeligte besluit maak. En doen jou navorsing, absoluut doen jou navorsing. En soos altyd, bespreek dit met jou dokter. Dis die bottom line waaroor dit gaan. Alright. Kom ons kyk bietjie. Wat sê die mense nog? Sean is hierso. Alright, Bobby is hierso. Ja. Ek wil graag weer 'n bietjie praat oor wat ek vanmiddag oor gepraat het. Ons het so net na 5, ek dink, het ons live gegaan. Ja, daar rond. En of was dit nou na 4? Kan nie onthou nie. In elk geval, toe praat ek oor die storie wat jy skryf. En Karen, dit is nou nogal 'n baie belangrike ding. Is die sein baie sleg? Okay, kom ons kyk gou-gou of ek kom ons probeer gou-gou daar so die Wi-Fi bietjie beter kry. Kom ons kyk of ons hom beter kry. Alright. Dink ek gaan net gou-gou 'n slukkie water weer vat. Ja, ek wil nou 'n bietjie praat oor daai storie. Ek gaan nou vir julle die storie ding vertel. Alright, net gou 'n slukkie water kry. En alright, en hier gaat ons. Ja, so die ding met die storie is nou as volg, né? Jy skryf 'n storie, né? En dan gaan hierdie twee goed nou vir jou kombineer. Ek het mos nou gesê, wat daarvan as jou toekoms afhang van dit wat jy eet, né? Alright, maar kom ek draai die hele ding op sy kop en ek bring daai storie in wat ons vanmiddag oor gepraat het. En ek het daar gepraat oor skryf, want iemand het 'n kommentaar gelewer daar op TikTok en toe sê hulle, maar kry vir jou 'n ander storie. Hulle het nou seker sarkasties bedoel, maar toe vat ek hierdie ding en ek hardloop. Peter, kan jy my nou hoor? Kom ons hoor nie daarso. Ek weet nie wat is die storie met die Facebook nie. Ek weet nie. Hoe is die sy nou? Sy beter nou? Alright, maar kom ons gaan maar net eers 'n bietjie aan. Okay. En toe sê ek, skryf die storie oor. Skryf die storie van jou lewe oor. Skryf vir jouself 'n beter storie, né? Toe sê ek, jy is nie 'n boom nie. Jy is nie geplant nie. Jy kan beweeg. Skryf 'n beter storie vir jouself. Petrus sê, die sein is beter. Ja, ek dink is hierdie data wat bietjie swak is. Ek het nou op Wi-Fi gegaan. Ja, in elk geval, 'n lang storie kort te maak is, jy is in 'n posisie. Karen sê ook, sein is beter. Dankie Karen. Ja, so, jy is in 'n posisie om jou storie oor te skryf. En Karen is besig om dit te doen. Karen is 'n coaching vriendin en so dankbaar, sy is hierso in hierdie live, en sy het haar artritis baie beter gemaak, haar beweeglikheid baie beter gemaak, en sy het al 11 kg gewig verloor. So sy is besig om haar storie oor te skryf. Sy het gesê, dit gaan nie so stop nie. Jy weet, dit gaan nie so stop. Ek gaan nie artritis kry, dat ek nie meer 'n koppie kan vashou nie.
en sy het beheer gevat van haar omstandighede en ek is so trots op haar. Baie geluk, Karen. Nou ja, so ek dink op die einde van die dag, as jy verantwoordelikheid vat vir waar jy is, en jy kry goeie inligting, en jy kry 'n ondersteuningsstelsel, en dit is wat baie mense nodig het, hulle het net daai ondersteuningsstelsel bietjie nodig, om hulle op die regte pad te kry, en fokus te bou, en ja, coaching vriende wat al lank al gecoach het, hulle kom ook weer uit by die Mindset Bootcamp, so, al coach jy nie nou huidiglik by my nie, maar, kom by die Mindset Bootcamps uit, WhatsApp my en sê vir my, jy wil by die volgende Mindset Bootcamp wees, en steeds kom vir jou, ja, dit kost R50 te bootcamp, maar weet jy wat, nee, dan gee dit vir jou die toegang, jy hoef nie eens weer coaching met my te doen nie, maar, jy kan by die bootcamps uitkom, sodat jy die motivering kry, en ons doen baie interessantes, ons doen nou die metabolisme bootcamp Sondag, ons het vandag die sinus bootcamp afgehandel, en volgende naweek doen ons die spierbou bootcamp, so ek sien baie uit na die spierbou bootcamp, dit is nou Mindset Recap 8, so die Sondagse gedeelte is 'n gewone Mindset Bootcamp, en dan die Woensdagse gedeelte gaan wees die spierbou hersiening, so ek doen al die notas oor, en Karen sê die hande is ongelooflik beter, baie dankie Karen, ek is so dankbaar oor jou getuienis, en ja, so Karen het vir ons al op die Mindset Bootcamps getuig, hoe haar hande verbeter het met die carnivore dieet, en dit is so wonderlik om dit te sien. So, Suzette is hier so, hallo Suzette, baie welkom he, en nou ja, so urinesuur is 'n bogger, urinesuur voeder jou are op, dit maak jou brein se are hard, jy ly aan vergeetachtigheid later, so urinesuur gee vir jou vaskulêre dimensie, so dit gaan nie net oor jou hande nie, dit gaan oor die urinesuur wat jy uit jou liggaam uit moet kry, want urinesuur is ook 'n risiko vir kanker, urinesuur is 'n broeiplek vir baie siektetoestande, so jy wil absoluut jou urinesuur vlakke afkry, dit is wat jy wil doen, maar baie belangrik, mens moet die regte tipe vleis eet, jy moet die regte tipe porsies eet, jy moet die regte tipe hoeveelheid vet eet, en daarmee kan ek jou help, so WhatsApp my as jy nog nie coaching by my doen nie, maar lang storie kort, jy kry ook die resepte, en jy kry 'n accountability partner aan my, en dan kan jy klankbord, dit wat jy geleer het, en jy kan dit bevestig met my, en ons stap hierdie pad van verantwoordelikheid saam, en natuurlik kommunikeer jy jou medikasies met jou dokter, en so meer, maar waaroor dit gaan, is dat jy beheer vat van jou insulienweerstandigheid, net in kort, jou urinesuur kom van jou insulien af, wat te hoog is, wat jou urinesuur opreguleer, so as jy jou insulien kan afkry, jou insulienweerstandigheid kan afkry, dan gaan jou urinesuur weggaan, maar daar is 'n hele paar ander goed wat jy moet reg doen, om dit ook seker te maak, dat dinge nie sywaarts gaan nie, so byvoorbeeld, as jy te maar eet, is dit 'n probleem, as jy verkeerde speserye eet, as jy sekere goed drink, wat nie reg is nie, dan kan dit ook vir jou urinesuur laat opgaan, al doen jy die carnivore dieet, want as baie mense, wat die carnivore dieet doen, in aanhalingstekens, maar hulle doen dit verkeerd, hulle eet baie vleis, maar hulle eet verkeerde goed daarmee saam, en dan maak dit hulle seer, en alle vleise is nie dieselfde nie, so daar is sekere vleise, wat beter is as ander, en daar is sekere vleise, wat absoluut sleg is vir jou inflammasie en jou urinesuur, en daarmee kan ek jou help. Rihanna is ook hier so. Welkom julle. Welkom. Vriend is hier. Wat Tian is hier so. Nou ja, Kabous, welkom. Ja, ons is committed, 10 uur in die aand doen ons live.
like it. Ek like it. Nee, dit is commitment van julle kant af, hoor. Nou ja, toe. Julle, ek dink ons moet daar 'n bietjie groet. En ek moet vir julle sê, baie dankie, was nou 'n lekker live gewees. Ek het dit nou so geniet. Karen, Peter, baie dankie dat julle hier was. Groot waardering. Albert, groot waardering. Julle moet 'n rustige aand hê. En dan praat ons weer. En dan Johan, Nicolien, julle baie dankie. En julle moet 'n rustige aand hê. Maxime, Rudolf, Stefan, baie dankie dat jy die live geshare het. En daar sê Etienne, julle moet mooi bly. Arno, julle moet mooi bly. Ja, Johan, mooi bly julle. Ek groet julle. Daar sê Michelle, baie dankie dat julle hier was, né? Elijah, Renee, baie dankie. Nou ja, toe. Damien, en julle moet almal mooi bly. Koos, raad julle, ek groet. Daar sê dankie julle, mooi bly. Baie dankie. Bye.